Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens vanoggend en mag die Here ons ook ryklik seën. Want mag die Here jou ook aanraak. Want as mens in die Here se teenwoordigheid is, net dit het 'n effek op jou. En die Here, ons weet die Here is hier vanoggend en mag hy jou ook aanraak op die plek waar jy is. En die Here groet jou vanoggend met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons bly asseblief hier oor. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemele. Ons hemelse Vader, dit is vir ons 'n Bergbron gemeente 'n groot voorreg om hier in die huis te kan vergader. Here, u sê in die woord, waar meer as 2 mense vergader, daar is u. Dankie, o Heilige Gees, dat u hier by ons is en ons gebed luister. Paulus skryf in sy brief Filippense 3, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees altyd bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alles verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. O Heilige Gees, dis met die wete en gemoedsrus dat ons stil raak voor u en in die aanbidding voor u kniel en al ons bekommernisse en persone wat omgee en genesing nodig het, voor die voete kan neerlê en ons weet dat u sal luister en agslaan op ons smeekgebed. Here, ons dra vir tannie Elanie op, Here, waar sy nog steeds aan ly en pyn het, Here. Asseblief verlig die pyn en genees sy, Here, want u is die groot geneesheer en ons weet u sal intree. Here, ons dra almal wat siek is en hulp nodig het aan u op. Ons as gemeente is soms nie bewus daarvan nie, maar u is alwetend. U ken elke een van ons se hartes, siektes en bekommernisse. Stap asseblief die pad saam met elkeen van hulle, wat jy hulp so nodig het. Seën hulle en genees hulle asseblief, Here, en ons bid dit in die heilige naam. Here, en ons het met dankbaarheid en vreugde in ons harte, dat ons kan dankie sê, dat hand hier by ons is vandag, Here. Ons verstaan dat sy nog seer het, Here, so verlig asseblief haar pyn ook. Here, ons gee al die eer aan u. O Heilige Gees, ons sê ook dankie vir al die intredings en genesings wat al plaasgevind het, nadat ons as gemeente hier in ons kerkgebou en ook elders u hulp en bystand gevra het. Vader, nou wil ons net dankie sê vir elkeen wat die week verjaar. Ons dink in besonder aan Sankie Ferreira, Brandon Nudie en Nadia Nudie. Dankie dat u nog 'n jaar tot hulle lewens toegevoeg het. Seën asseblief hulle en hulle families. Dan dra ons al die kinders aan u op, Vader. Hulle het die hulp so nodig met die voorbereiding vir die eksamen. Die graad 12's wat al reeds besig is met die eksamen. Gee hulle asseblief die krag en insig wat hulle nodig het tydens die skryf van die eksamens of met die voorbereidings. Help hulle asseblief om hulle talente wat u aan hulle gegee het ten volle te benut, maar nooit te vergeet dat alles van u afkom nie. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons weer kan voorberei om 'n Kersdiens aan te bied en u geboorte te kan denk. Seën asseblief 'n wensel wat die hele proses en voorbereiding sal oorsien. Help asseblief al die deelnemers wat besig is om voor te berei. Laat asseblief alles vlot verloop. Heilige Gees, seën asseblief alle gebedsgroepe wat hier vanuit ons kerk plaasvind en gebede wat daagliks oor die hele wêreld uitgaan. Gee dat die gebede kragtig in almal se harte laat werk. Dankie vir Dominee Stefan wat vir ons die woord gaan bring. Seën hom asseblief en maak hom toeganklik vir die woord. Laat die woord wat aan ons gebring word so kragtig in elkeen van ons werk, dat ons vol geestelike kos huis toe sal gaan en dat ons die woord aan elkeen sal verkondig wat wil hoor en die naam groot maak. Verder, Here, bid ek, soos Paulus vir die gemeente van die Galileërs gebid het, wat so kragtig ook hier in ons eie gemeente nodig is. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang.
Ek bid dat hy vir julle aan die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl jy in 'n liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volheid van God. Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net so in die hemele en net so op die aarde. Here, ons bid alles in die heilige kosbare naam. Alle eer aan u, vir ewig en altyd. Amen. Skriflesing is Lukas 15. Sluit nou ook vanoggend af met Lukas 15. Na die vorige 2 Sondae ook daarna gekyk het, maar veral na die jonger seun, en waar ons vanoggend fokus op die ouer seun, die ouer broer. Lukas 15, lees vanaf vers 1 tot 3 en dan vers 11 tot 32. Lukas 15 vers 1. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerde beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Dan vertel hy die 3 gelykenisse van die verlore skaap, verlore muntstuk en dan van die verlore seun. En ek lees vanaf vers 11 verder. Verder Jesus sê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besitting wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe beweeg. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe en nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun, en dis nou waarop ons gaan fokus veral, sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van sy bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. En die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie.
want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ja, natuurlik die jongste seun waarna ons veral gefokus het, die vorige 2 Sondae, dit gaan oor hierso God se liefde. As ons gefokus op die jongste seun, dan het gegaan oor God se liefde vir sondaar mense, vir sosiaal uitgestotenes. Ons het dit baie duidelik gesien. En Jesus vertel reeds hierdie gelykenis omdat kritiek is omdat hy uitgereik het na sondaars en sosiaal uitgestotenis, né? Lukas 15 vers 1 en 2, waarmee hierdie gedeelte begin. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. So Jesus vertel hierdie gelykenisse, en ek hierdie 3, né, as antwoord op die kritiek van die geestelike leiers, die fariseërs, skrifgeleerdes. En hy wys God se hart, né? En ons het baie duidelik gesien, wat maak God bly? Né, as ons kyk na daai al 3 gelykenisse, dan eindig hulle met blydskap. Die vorige 2 gelykenisse, né, vers 17, met die verlore skaap en die muntstuk, staan daar, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor 1 sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Net so sal blydskap onder die engele van God oor 1 sondaar wat hom bekeer. En ons sien ook die feesvieringe hier met die verlore seun, né, die jongste seun. Daar's feesvieringe in die hemel, net toe hy hom bekeer en terugkeer na sy vaderhuis. Maar ons weet ook, die opskrif so gesê het is eintlik verkeerd, net van die verlore seun. Dit gaan oor God die Vader se hart. Wat maak God bly? Wat is vir hom belangrik? Net dis wat ons sien in hierdie gelykenis. Gaan nie eintlik oor die seun nie, maar wie God as Vader is. Net oor God die Vader se liefde, vreugde vir verlorenes wat weer gevind is. Net God se aanvaarding uit genade. En ja, so is God ook teenoor jou en my. Nee, en ons het ook gepraat daarvan, nee. Baie keer maak ons ook of God dood is in ons lewens. As jy opsetlik, doelbewus planne maak en jy gaan sondig. Soos of die Here dit nie sien nie, asof hy nie saam met jou is nie. Net soos die jongste seun wat gesê het, my pa, jy is dood vir my, gee my erfenis. Ons doen ook baie keer so. Maar die wonderlike, ons kan terugkom. Nee, ons kan terugkom na ons hemelse Vader. En hy aanvaar ons, sonder verwyte nie, hy soen ons, hy omhels ons. Feesviering as jy terugkeer, ook met daai opsetlike sondes van jou, as jy terugkeer, daar's feesvieringe. Ons wil altyd mos baie keer eers sê, nee, jy moet eers so 'n bietjie self van jou sonde las dra, nee, jouself verwyte en so. God die Vader verwyte en sê, kom terug. Kom net terug na my toe. Hy's begaan oor ons, hy aanvaar ons uit genade, hy omhels en soen ons, en daarom het Jesus na die aarde gekom. En daarom het Jesus ook op aarde as 'n rabbi uitgereik na sondaars, tollenaars, die verstotenis volgens die samelewing. Dis God die Vader se hart. Hy wil hê ons moet onsself weer met hom versoen deur Christus. Maar nou, dit was nou die jonger broer gewees, maar die ouer broer. En dit is eintlik oor wie dit eintlik gaan. Want die jonger broer se houding was die fariseërs en die skrifgeleerdes se houding. En dit kan ook mense in die kerk se houding wees. En dis wat ons onsself moet meet ook vandag. Aan die houding van hierdie ouer broer. Het ons nie dalk dieselfde houding in ons harte nie. En dat ons nie God die Vader se liefde en vreugde in ons hart dra nie. Die eerste ding wat uitstaan, soos ek nou gesê het, ook die oudste seun se beswaar, sy aanstoot, sy logika was die skrifgeleerdes en die fariseërs se beswaar, aanstoot en logika. Waar kom dit vandaan? Wat gaan in die hart aan? Die eerste ding wat ons sien is, die oudste broer se verhouding met sy pa was 'n slaaf-baas verhouding, né? Hy sê hierso,
Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nou as jy slaaf is, wat verwag jy? As jy goed doen, dan gaan jy beloon word. En dit was sy houding, die oudste broer. Ek doen al hierdie opofferings, nê, want my pa moet my eendag vergoed. Hy moet my beloon. Dis 'n koue wettiese verhouding wat hy gehad het met sy pa. Geen liefde nie. Hy verstaan nie die hart van sy vader nie. Slaaf-baas, wettiese verhouding, sy pa moet hom vergoed, want hy doen so goed. Nee, werk heiligheid. Ek kan my saligheid verdien omtrent. Dis waaroor dit gaan. Werk heiligheid. En daarom word hy kwaad as sy pa liefde en genade betoon aan iemand wat hy dink dit nie verdien nie. Dan word hy sommer kwaad daaroor. Hierdie seun van u, wat alles met prostituie deurbring, man, laat hy in die varkhok bly. Dat hy buite bly. Hy verdien nie om deel te wees van ons nie, om in die Vaderhuis te wees nie. Hy verstaan nie, nee, en dit wat ons moet verstaan, ons werke, of ek nou goed doen, die Here gehoorsaam en of ek nou ongehoorsaam is, nee, soos die jonger broer, het niks te doen met God die Vader se aanvaarding en liefde nie. My werk het niks daarmee te doen nie. Sy liefde en aanvaarding is slegs uit genade in Christus. Want sodra jy begin dink dit gaan oor jou werke, net dan moet jy volmaak wees en niemand is volmaak nie. Want God kan net volmaaktheid aanvaar. Besef dat dit wat jy doen het niks te doen met God se liefde en aanvaarding van jou nie. Dis sy genade in Christus alleen. Ja, nou pas op. En baie keer dink ons nie, in die kerk kan ons hierdie gedagtes begin kry en te dink, ja, ek doen allerhande opofferings vir God. Nee, om erediens by te woon, dis 'n bietjie opofferings wat ek doen, nee, Sondagoggend op te staan, nee, dis opofferings, die geld wat ek gee, my tiende, nee, die opofferingkies wat ek doen. Nee, en met God moet my eendag vergoed. Nee, eendag moet ek hemel toe gaan. Moet vergoed word vir hierdie dingetjies wat ek hier doen. God gee nie net om wat ons doen, hy gaan oor hoekom ek dit doen. Is dit uit liefde en genade omdat ek sy hart verstaan? Jy kan twee selfde mense kry, dieselfde dinge doen, nee. En die een is dit 'n goeie werk, maar die ander een is dit eintlik 'n slegte werk. Nee, jy kan kom na die erediens, nee, maar wat gaan in jou hart aan? Is dit 'n opofferingkie wat jy vir die Here doen? Dan beteken dit nie veel nie. Kom ek na die erediens want ek kom my God, my hemelse Vader kom ontmoet, ek is lief vir hom. Ek het my medegebroers en susters lief in die gemeente, nee, en ek het nou 'n paar keer gehoor ook wat gebid is en gesing is, nee, ons het mekaar lief. Want God het ons so lief en hy het ons by mekaar gesit. Ons is 'n spesiale gemeente. Nie spesiaal dit sluit sekere mense uit nie. Ons is spesiaal omdat God ons lief het. Dis hoekom ek kom. Nee, 1 of 2 keer in die maand, dan kom ek, dan het ek my opoffering gedoen en God gaan my later vergoed daarvoor, nie? Dan beteken dit nie iets nie. Dan kan dit ook so wees, ek wil kyk, wat is die minste opoffering? Nee, as ek daai verkeerde gesindheid, wat is die minste opoffering? Dat ek nog net 'n kind van die Here kan wees. En dan gaan daar ook nie veel meer wees wat ek wil doen nie, om my gawes nou te gebruik of uit te reik evangelisasie te doen nie, want het gaan maar net oor myself, nee. Wat is die minste wat ek kan doen om gered te wees? Ek onthou op Brits, my ma het 'n vriendin gehad en sy het gesê, al gly sy net op 'n piesangskil die hemel in, is dit alright. Nee, en ek wonder ek of nie baie keer ons kerkmense, en ek veralgemeen, ek wys nie na iemand nie, nee, ons wil al is dit net met 'n piesangskil in die hemel in gly. Dis dit alright, ek wil net daar kom. Daai gesindheid is nie wie God is nie. Dit is hoogmoed en selfgerigtheid. Ons ken dan nie God se vaderhart nie. Ons verstaan dit nie. Dit is dan daai eerste gesindheid, slaafverhouding. Ek werk. Ek maak opofferings vir die Here.
doen opofferings vir die kerk. In die kerk werk ons nie met vrywilligers nie. Weet hulle ons vra gewoonlik, ek soek 'n vrywilliger. Ons werk in die kerk met geroepenis. Mense wat se hart geraak is deur God die Vader se hart, sê ek wil dit doen. Dat ek die Here lief. Sy liefde is in my hart. Geroepenis. Die tweede gesindheid van hierdie seun was die wrokke. Nee, hy het wrokke gehad teenoor sy jonger broer. As sy jonger broer in die huis is, dan gaan hy nie in nie. Hy sal nie binne gaan nie. Daar's net plek vir my of vir hom. En die pa moet kies tussen my en my broer. Wrokke. En dit gaan so ver, dan gaan dit oor later in skaamte, nê? Hy praat van, hy sê nie meer sy broer nie, hy sê die broer van pa. Ag, nie broer nie, die seun van pa. Verstaan jy? Hy ag nie, daai broer is nie goed genoeg om sy broer te wees nie. En hy plaas eintlik skaamte op daai jonger broer van hom en op sy pa, daai seun van pa. En ek weet boelie en die goeters is mos nou groot in die skole en die sosiale media alles, boelie. Wat is die bron? Skaamte, Ek boelie mense, ek plaas skaamte op mense. En dit kan ook gebeur in die kerk. Dat ek eintlik met skaamte werk. Jy daai sonde, ons kan nie daai mense deel maak van ons nie. Dit is nie goed genoeg nie. Dit kan in die kerk ook gebeur. 'n duidelike voorbeeld wat ek kan onthou, vorige gemeente waar ek was daar 'n Bybelstudiegroep gewees vir huishulpe en dit het baie gegroei. En toe was daar later mense in die kerk gewees wat gesê het, hulle het baie kritiek op hierdie ding, want net nou wil hulle lidmaat word van ons gemeente. Net nou wil hulle saam met ons nagmaal vier. En mense het eintlik daai Bybelstudie onder die huishulpe teëgestaan. Hulle lyk nie soos ons nie, hulle praat nie soos ons nie, hulle het nie ons kultuur nie, al daai goeters. Dit gebeur ook in die kerk. Dis nou 'n voorbeeld, dis nou 'n hele paar jaar terug. Maar ons kan ook pas op sodat ek dink, maar die ou hoort nie eintlik hier nie. En dat ek nie gelukkig is dat hy hier is nie. Hy of sy. Nadat ons honde hulle so wangedra het met die vanderrand, het ek besluit om vir Ilse Marie te gaan help gister by die hondeskool. En ek is toe saam. Kyk of ons die honde kan nie meer skaamte moet loop as ons met hulle rondloop nie. En daar praat ek ook met 'n jong meisie wat praat van haar verloofde wat ook so seer gekry het in die kerk en nie goed genoeg was nie. En hoe hy nou baie krities is teenoor die kerk en eintlik nie deel van 'n kerk wil wees nie. Dit gebeur en ek weet geen gemeente is volmaak nie. Maar mag ons heeltyd onsself ondersoek en kyk wat is ons houding? Werk ons met skaamte of werk ons met die liefde van die Here? Ons wil amper eers, Jesus sê, ons gaan dan heen gemaak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou. Ons wil amper eers hulle leer om te onderhou, kyk of hulle goed genoeg is om deel van ons te word en dan maak ons disippels. Dan kan hulle deel wees van ons. As ons kyk wat Jesus daar sê is, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Doop hulle, Doop hulle is, maak hulle deel van jou. En leer hulle dan verder om te onderhou alles wat ek julle beveel het. So iemand moet nie eers goed genoeg wees voordat hy deel van ons kan word en dan leer ons hom nie. Of dan ons leer hom eers dat hy goed genoeg is en dan maak ons hom deel van ons nie. Dit is 'n proses, dit gaan nie oor ons dade nie. Gaan oor die liefde en aanvaarding van God in Christus. Hierdie seun van pa verdien nie om deel van ons te wees nie. En dan eintlik hierdie selfde gesindheid, van ons is beter, hulle kan nie deel wees van ons nie. Daar is seker baie duidelik dat mense so praat met ander, hulle is nie goed genoeg nie, ons wil nie deel maak nie, in die kerk nie.
Maar daar kan ook 'n baie subtiele manier wees, nê, wat ons ook mense eintlik uitskuif en nie God se hart het nie. En wat is dit? Dis daai gebrek aan besorgdheid van mense wat verlore gaan. As daar in 'n gemeente en 'n kerk, nê, 'n gebrek aan besorgdheid is, nê, aan mense, verlore gaande wêreld, beteken eintlik ons worry net oor onsself. Ons is selfgerig. As 'n kerk net na binne toe broei, is dit maar dieselfde ding. Nee, ons sluit die ander uit. Nee, hulle gaan net ons ontwrig hier. Hulle gaan dalk moet ons begin Engels begin hier preek en praat, of wat ook al, want dit is die mense wat dalk inkom, byvoorbeeld. Is ons besorg? Is jy besorg oor jou familielede en vriende wat nog nie die Here ken nie? En kollegas by die werk. Hier is mooi getuienis. Hier is mooi getuienis wat ek kan sien. Die hart van die lidmate, baie lidmate is reg, né? Hulle reik uit. Maar as ons nie uitreik nie, dan mis ons God die Vader se hart. As ons onbesorgd, ek is gered, so dit is alright. Nou kan ons aangaan. Worry nie oor mense om my nie. Dit is dieselfde houding van hierdie ouer broer. En as ons kritiek het wat, mense wat uitreik na ons kritiek, en ek weet, daar is al so baie kritiek oor verskillende evangelisasieprogramme. Nee, daai ding is verkeerd, dis nie dit nie, daai ding is, weet jy, pas op dat jou kritiek jou nie passief maak nie. Dis al wat ek net sê, dat jy nie uitreik nie. Reik uit, dan gaan ons minder kritiek hê oor ander mense se manier, wat hulle uitreik na die wêreld. Ons moet kyk, is ons onbesorg oor mense wat verlore gaan. Mense wat seer en pyn het. Ek het al so baie beleef, nê? En selfs ook lidmate wat nie kom na die erediens nie. En dan wil ek nou amper maar jy moet kerk toe kom. Maar as jy die persoon se storie hoor, dan hoor jy daar's dieper pyn en seer. En dat dit eers geraak en geheel moet word met God die Vader se liefde. Dan gaan die mense wil kom. Kom ons kyk verby mense se kritiek. En weet kritiek, daar's dieper pyn. Iemand wat met skaamte werk en ander mense boelie en so, nee, weet hoekom? Hulle is self geboelie en het baie skaamte in hulle lewe. En dan doen hulle dieselfde aan ander. En nou moet gaan na die dieper toe. Wat is die pyn en hartseer en skaamte wat mense in hulle harte ronddra? Vanaf ek hier begin die Here gelei om te kyk, dink aan so om van skaamte na heerlikheid te beweeg, besef ek net hoe groot rol skaamte speel in mense se lewens. Ek voel nie goed genoeg nie. Ek is niks werd. En God die Vader sê heeltemal die teenoorgestelde. Maar kom ons leef God die Vader se hart. En nog 'n rede ook, die oudste seun, hoekom hy nie sy jonger broer kon aanvaar nie en met skaamte gewerk, nee, was gewees, hoekom hy nie uitgereik het, nie besorg is, en nog 'n rede hoekom ons baie keer nie besorg is oor mense wat verlore gaan nie. Dit is omdat ons nie weet wat is vir ons waar in Christus nie. Ons weet nie ons waarde, ons identiteit in Christus nie. En daarom reik ons nie uit na ander nie. Want wat sê hierdie jonger broer? Hy sê, ja, pa, jy het nog nooit vir my 'n vetgemaakte kalf gegee, om partytjie te hou, saam met my vriende nie. Nee, hy het nie geweet wat waar is, en dan sê die vader vir hom, my kind, toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. As ons nie uitreik nie 'n hart het wat God het vir die wêreld nie, is dit baie keer, omdat ons nie weet, my waarde, my identiteit, die waarheid van my lewe in Christus nie. Ek besef dit nie. Hierdie oudste broer was 'n slaaf, nie 'n seun in die huis nie. Hy het in armoede gelewe, terwyl hy 'n lewe van oorvloed gehad het in sy pa se huis. Dis wat die pa vir hom sê. Alles wat myne is joune. Weet jy wat is die waarheid vir jou lewe in Christus?
Weet jy wat God die Vader sê vir jou, wie jy is vir hom in Christus? As ek my waarde en my identiteit ken in Christus, wat God die Vader oor my lewe sê, dit is waar profeties, dit is om ons ook kyk in die toerusting profeties. As ek weet wat God vir my sê, wat sy plan met my lewe is, niemand is hier per ongeluk op aarde nie. Jy is nie per ongeluk in hierdie gemeente nie. God het 'n skepingsdoel vir jou. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het goeie dade voorberei nog voor die grondlegging van die aarde. Het hy goeie dade voorberei, sê Paulus in sy Efesiërsbrief, vir elkeen van ons, daai goeie werk om te doen. Dis wat ons nou kyk Sondag middag ook, van what on earth is God doing in my life, van Bruce Hogan. Ons kyk spesifiek en gaan 'n bietjie in diepte daarin. Hoe God my lewe kan snoei, dat ek nog meer vrug kan dra. Want die Here het 'n storie, 'n boek geskryf oor jou lewe. Jy moet hier wees. Dalk kan jou ouers vir jou gesê jy was 'n glips, jy is nie 'n glips nie. Jy het nie God verras toe jy hiernatoe gekom het. Aarde toe jy gebore is nie. God het jou beplan. Jy moet hier wees. Weet ek dit? Ken jy ook jou autoriteit in Christus? Dat Christus sy autoriteit, toe opgevaar het hemel, die Heilige Gees is deur sy autoriteit gedelegeer het aan jou. So jy kan uitreik, want jy het die Heilige Gees in jou. Jy het Jesus se autoriteit. En die Gees werk met sy gawes, deur jou, om mense te bereik. Dit is hoekom ons ook hierdie disippelskapstrategie in die gemeente volg. Van oorwinnaars eers om daai identiteit, daai waarde te kry. En dit bring klaar groot genesing. So 2 naweke terug het ons die oorwinnaars naweek hier aangebied. En weet julle die nagevolge daarvan, hoor mens, hoe mense terugvoer nog verder kom gesels, al goed. Ervaar groot genesing, herstel in waarde, identiteit. En dan die volgende toerusting wat daar is, is die Heilige Gees bemagtiging. Dat hy jou bemagtig met sy gawes vir bediening. En wat hartseer is, as dit by dit kom, dan is die belangstelling baie minder. Die Here red ons nie net nie. Hy het 'n plan en doel met ons lewens. Hy stuur jou uit. Want dis sy hart vir die wêreld. Kom rus toe. Jy moet nie eers wag om toegerus, jy gaan sommer net uit, want die Gees is in jou. En sy gawes werk in en deur jou. Want God wil jou gebruik, jy kan mense, hy wil deur jou werk om sekere mense te bereik, wat ander nie kan bereik nie. Hy het jou sekere verhoudings gegee, wat 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Kom ons leef daai roeping. En ek moet sê, ek is dankbaar, veral vir ons tieners in die gemeente. Hier is nou so groep tieners in die gemeente, en hulle het soveel passie en opgewondenheid, en hulle reik uit, kan ek sien. Hulle gaan al maats. Wonderlik. Ek sê vir Here, dankie daarvoor. Ons Kerssangdiens oefening gehad donderdag, en ek weet hulle skryf eksamens. Ek sê nie hulle moet kom as hulle eksamens skryf nie, maar ek was verbaas. Die opgewondenheid, hoe hulle hier is, nog steeds om hulle rolle te kom oefen. Dit voel vir my of die tieners daai passie het, wat ons as ouer, ek veralgemeen, maar wat ek dalk kort, 'n passie om die Here te dien. Sy naam groot te maak, en vir ander mense te vertel. En kyk verby hoe mense lyk en wat hulle sê, hulle skaamte wat hulle ronddra. Kyk na die hart. Deel God se hart met die mense. En ek moet sê, Bergbron, ek is dankbaar. Jy vind wonderlike uitreik plaas. Van lidmate individueel en ook in die gemeenskap. Wonderlike uitreik wat plaasvind. Ek loof en prys die Here daarvoor. Ons lidmate, kan ek sien ook, is so betrokke by die skole, die vroue federasie, hier in die gemeenskap. En dis God se hart. Maar kom ons
ondersoek onsself. Ontbreek jy God die Vader se passie, sy liefde, vir 'n verlore gaande wêreld? As dit ontbreek, dan moet ons bid daarvoor. Bid dat die Heilige Gees jou hartsgesindheid sal kom verander. Dat ek met liefde sal uitreik, met God die Vader se liefde sal uitreik na die wêreld. Want baie keer sit ons maar met hoogmoed en selfgerigtheid. Ek is alright, my lewe, ek is gered. Maak nie saak wat met die res gebeur nie. Hulle moet self hulle eie potjie krap. Nee. Kom ons hê God se hart. Kom ons vra dat die Heilige Gees want wat is die eerste vrug van die Gees is liefde. Kom ons vra dat die Heilige Gees ons sal vul met God die Vader se liefde. En want dit is hoe hierdie gelykenis eindig, hy eindig op 'n oop noot. Die pa nooi die oudste broer, sy oudste seun, nooi hy in. Sê kom in asseblief man. Ja, kom vier saam met ons fees. Hierdie broer van jou was dood, hy lewe weer. Wees saam bly. Nee? En so moet ons ook saam bly wees met elkeen wat kom tot bekering en wat kom tot geloof in Christus. Nee, ons moet saam bly wees, want ongelukkig baie keer is amper net die hemel bly, maar die kerk is nie bly nie. Kom ons as kerk is ook bly vir elkeen wat kom tot bekering. Wat God die Vader se liefde ontvang. En die antwoord van die ouer broer word nie gegee, is 'n oop, eindig so op 'n oop noot. Pa nooi die oudste seun in om in te kom en bly te wees. Ons ken nie sy antwoord nie, want hoekom? In Jesus se tyd moes die fariseërs en die skrifgeleerdes self elkeen geantwoord het op hierdie uitnodiging. En vandag ook moet elkeen van ons ook self antwoord op hierdie uitnodiging van God die Vader in Christus. Sê saam bly, kom in, wees deel, vier fees, saam met om sondaar het om bekeer. Gaan haal hulle, kom ons gaan haal hulle, dat ons kan bly wees saam met die hemel. Elkeen van ons skryf eintlik maar die einde van hierdie gelykenis met ons antwoord. Met wat is my hart? Is dit ook om uit te reik? Of is ek maar net alright met myself? Ek is gered. Nou is dit oké. En ek voel nogal dat ek weet nou baie van ons jong mense is nie hier nie, maar die tieners wat hier is, wil ek vra om vorentoe te kom. Dat ons vir hulle bid. Nee, jy nie, Paul. As jy dalk 'n caps op het met 'n donker bril, kon ek dalk dit oorweeg het. Kan julle vorentoe kom. En ek weet daar's nou 'n klompie wat nou nie hier is nie. Ek glo weens die eksamen, maar ek dink ons moet hulle seën. Voel regtig ons moet hulle seën en ook as jy voel 'n spesifieke skrifgedeelte vir woord wat die Here het vir een van hulle 3 wat nou volgend hier is, kom deel dit met hulle. As jy baie sterk voel dat die Here iets op jou hart sit. Maar kom ons bid eers die Here se seën oor hulle. Here, ons sê dankie vir hierdie jong mense, hierdie tieners in die gemeente, Here. En ook die passie wat hulle het, die bande wat hulle het met mekaar ook, Here. En hoe hulle ook uitreik, ons sien dit so duidelik met elke ding wat ons beplan en feesviering, Here, is hulle so betrokke. En speel en bedien hulle en ek bid dat U hulle net ryklik sal seën. Hulle ook besig met eksamens ook, Here, ook die wat nie hier is nie. Here, dat U vir hulle sal voorsien, 'n helder verstand, 'n selfdissipline om hard te leer, en wanneer hulle gaan skryf, Here, daar's nie iets soos 'n blank nie. Dat hulle helder verstand sal hê, sal onthou wat hulle geleer het, en dat hulle beste sal lewer, Here. Ja, Vader, maak hulle voorspoedig. En ons sê dankie vir hulle deel wees van Bergbron Gemeente, in Jesus se naam. Amen. Vang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.